dat ons in die kan vind. Dankie Here dat die goedheid en die genade elke dag met ons is. Dankie Here dat elke dag weet ons wees met ons. Elke saak waar ons glyk. Waar ons foute maak, waar ons tekorte het, Here daarop wys vir ons genade. Dit moet ons empatie as gevolg van ons tekorte maak. En ek sê dankie. Here, waar ons na die woord gaan bring en vra dat U ons sal. Heilige Gees wat ons sal werk, dat ons kan verstaan, dat ons kan leer, dat ons kan toepas, die Here dit wat U ons gee. Dankie vir U woord. Dankie dat dit nooit weer terugkom. Dankie dat hy stig en bou. Dankie vir U. In Jesus naam. Amen. Ek lees uit Efesiërs 6 uit, die gewone wapenrusting van God. Wat ons allemaal ken. Maar ek wil graag die hele reeks doen oor oorlogvoering. En die wapenrusting is net 'n gedeelte daarvan, dis nie die hele gedeelte nie. Maar ek voel dat ons kan nie die een sonder die ander doen nie. Uiteindelik, my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy 'n staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lende met die waarheid omgordel, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Maar ons almal ken die wapenrusting. Maar ek wil so een of twee goedjies bietjie uitlig vandag van wat ek al agtergekom het, goed wat ek self gedoen het en ek agterkom mense ook doen. En dat ons het 'n tekort iewers in ons mondering, in ons taktiek, in ons wapens van ons oorlogvoering. As ons kyk na ons enige soldaat, voordat jy weermag toe gaan, voordat jy in die stryd wil gaan, voordat jy in 'n kontak kan kom, voordat jy uitgaan op patrollie, voordat jy weet jy gaan oorlog voer, maak jy seker jy is reg, jy is voorbereid vir daardie stryd. Jy gaan nie net in sonder 'n wapen nie. Jy gaan nie sonder beskerming nie. Jy gaan nie in as jy nie weet wie jou vyand is nie. Jy moet voorbereid wees. Jy kan sit afveilig. En dit is die groot probleem, dink ek, vir dit baie van ons as gelowiges ook worstel, is dat ons is nie regtig voorbereid nie. Ons hoor van hierdie ding van oorlogvoering, ons hoor van bid, ons hoor van ons moet die duiwel aanspreek, verbeeld soos hulle sê in Engels, en ons weet ons het die wapenrusting, en elke oggend sê ons hier die ruimte op van
ek trek die skordel van die waarheid aan, ek sit die borswapen van geregtigheid aan, ek trek die skoene van bereidwilligheid aan, ek sit die helm van verlossing op, en ek trek die skild van geloof op, en ek neem die swaard op. Dis elke dag baie mense se gebed. Maar as ons mooi daarna kyk, is dit nie eintlik hoe dit werk nie. Want dit is toepassing. Dis werk waarna ons moet strewe. Want in die einde waarvoor ons leef, is om ons geloof te behou, is om die oorwinning te kry, om staande te bly. Dis wat Paulus bly sê, weer bly staande. Hy sê nie oorwin nie, want die oorwinning is klaar bereik. Ons hoef nie te wen nie. Ons hoef nie te wen in hierdie oorlog nie. Die oorwinning is klaar bereik. Ons moet net staande bly in hierdie oorlog. En dis waarvoor die wapenrusting daar is. Dit is om ons staande te laat bly en ons te beskerm teen dit wat die vyand ons vanaf toe as wapens van sy kant af gaan gebruik om ons te probeer laat struikel. Hy wil ons geloof ondermyn. Hy wil ons laat twyfel aan God. Hy wil ons verhouding met God laat skade doen en laat verswak. Hy wil nie hê ons moet geestelik groei nie. Dit is hoekom Paulus waarsku dat ons oorlog is nie teen mens en vlees en bloed nie, maar teen die duiwel, die mag en die boosheid en die owerstes van hierdie geestesrielim. Nou baie mense glo nie in 'n geestesrielim nie. Hulle dink net dat aan die einde van die dag sit ons hierso net as aardse mense en ons moet vleeslik optree en vleeslik veg. Maar dis nie die waarheid nie. Jy sien, ons Christelike geveg is eintlik in die geestesrielim. En ons weet dat dit wat in die geestesrielim manifesteer op aarde. En so ons moet voorbereid wees om daar te veg, nie hier nie. As iemand ons te nakom, as iemand ons seermaak, moet ons besef, dis nie die persoon nie, maar dit wat binne in daardie persoon is, om ons seer te maak. So met ander woorde, ons moet 'n geestelike beskerming ontvang, sodat dit wat die duiwel na ons kant toe gooi, ons kan laat staande bly. Ja, ons gaan miskien struikel, ons gaan miskien knak, ons gaan miskien 'n hou in die maag kry. Maar ons gaan staande bly, ons gaan nie lê nie. En dit is die doel van die wapenrusting. Die wapenrusting is nie daar om ons bang te maak vir dit wat gebeur in ons lewens. Dis om ons te equip om staande te bly. Dis om ons te help om staande te bly teen elke versoeking, elke aanval, elke ding wat die duiwel ons toe kan gooi, kan ons deur middel van die wapenrusting kan ons veg. Of kan ons staan bly, ons kan die houe vat soos hulle sê. Ek dink is 'n beter manier om dit te sê. Maar ons moet ook weet dat die oorlogvoering, ons lewe as 'n Christen, is nie 'n walk in the park nie. Dis nie 'n piknik nie. Dis oorlog. Dis nie 'n piknik waarheen ons gaan nie. Ons moet dit ernstig opvat. Ons moet besef, ons geloof word elke dag getoets. Ons gedagtes word elke dag aangeval met dit daar waar jy 'n swakheid het. Maak nie saak wat dit is nie. Maar ons moet ook verstaan dat God het vir ons die gereedskap gegee. Hy het vir ons die toerusting gegee. Hy het vir ons die wapenrusting gegee om ons te beskerm. En die pragtige prentjie is net dat Paulus gebruik het sodat ons dit kan verstaan in die vorm van dit wat die soldaat gedra het. Ons moet ook besef dat geestelike oorwinning nie per toeval gebeur nie. Dit is werk. Ons leef in daardie beskerming. En ek sê dit weer, ons leef in die beskerming. Ons sit nie die beskerming net aan en af. Ons leef daarin. Ons streef na geregtigheid. Ons streef om die hele tyd waarheid te soek en te praat. Ons kan nie waarheid aantrek. Ons kan nie geloof aantrek. Ons kan nie net bereid wees
hier trek ek gou, ek is nou vandag bereid om gou vir die Here te werk, en môre is ek nie meer bereid nie. Vandag trek ek gou die helm van verlossing af, dat my gedagtes kan verlos, môre trek ek het uit. Jy streef daarna, jy werk daarmee. En ek dink dit is waar baie van ons gelowiges se fout maak, ons dink ons kan dit net aantrek. Nee, ons moet werk daarvoor, ons moet streef daarna om geregtig te wees, om righteous te wees. Ons moet die Bybel lees, ons moet die waarheid soek, ons moet kyk wat sê waarheid, ons moet kyk wat sê leuns. Ons moet dit gaan uitsip en skuif van mekaar. So hulle sê, jy skuif die koring en die kaf van mekaar af. Jy kan dit nie aantrek nie. En dit is die eerste ding wat belangrik is, wat ons nou moet begin kyk. Dis hoekom ek dit weer oordoen, dat ons dit kan verstaan. Dat ons trek nie net die wapenrusting aan nie, dit is 'n leuen. Dit gaan oor ons bestaan in die wapenrusting. Dit gaan vir ons om te volhard in dit waarna ons streef vir beskerming. Want dit is al hoe ons besef wat ons kan die oorwinning wat Christus behaal het vir ons uitleef in ons lewens. Baie oorlogvoeringe vandag se tyd gaan altyd oor aanvalle. As ons hoor, dan het Amerika vir Iran aangeval, Iran het vir Irak aangeval, en die een het vir daai een aangeval, en Israel het weer vir Jemen aangeval, en wie almal, ek weet nie eens wat alles gebeur in die Midde-Ooste nie. Maar daar's altyd 'n aanval. Jy hoor nie van verdediging nie. Jy hoor van aanvalle. En dis waaroor dit gaan. Die vyand val ons die hele tyd aan. Ons is amper, en ek sê dit baie versigtig, ons is op die hele tyd om onsself te probeer beskerm. Want ons hoef nie aan te val nie. Ons hoef nie die oorlog te gaan om te oorwin, want dit sal oorwin. En dit is wat ons moet onthou. Ons hoef nie aan te val nie. Ons het klaar die oorwinning bereik. Die hele wapenrusting van God is beskerming. Het gaan net oor beskerming. Het gaan om ons te laat staande bly, om die houe te vat, die aanvalle wat die duiwel aan ons kant toe gooi. Ons kan oorwin. Die enigste wapen wat daar is die swaard. Dis die enigste wapen wat ons het. So kom ons gaan na die scenario toe van oorlogvoering. As daai soldaat weet, hy moet nou uitgaan op patrollie, hy gaan daar gaan 'n kontak wees, hulle gaan uit om die vyand tegemoet te gaan, dat ek dit so stel, trek hy sy wapenrusting aan. En ons meer moderne tye is dit goed soos battle jackets en dis gevegshelmets, staaldakke soos wat ons wat nie weermag was dit sal ken. Ons het ons boots aan, ons het ons browns aan of ons camos. En vandag se tyd ons het alles nodig om ons te beskerm. Maar so moet ons ook dan die wapenrusting aantrek. Elke dag. Met ander woorde, ons gaan hom aantrek in die sin van, Here, help my om vandag in geregtigheid te leef. Help my, leer my, wat is die waarheid? Vader, gebruik my, waar kan ek vandag vir U van diens wees, om die evangelie te verkondig? Here, ek sukkel in die dag met depressie, ek sukkel met verkeerde gedagtes, ek sukkel met woede. Verlos my gedagtes van die goed, help my om dit teen te staan. Here, help my om vandag my geloof te behou, dat ek my fokus op geloof, op dit wat U vir my gee. Dis nie ek trek dit aan nie. Ja, ek trek dit aan.
maar dit is toepassing. Dit is om dit elke dag te gaan soek. Ek hoop ek maak myself duidelik, dat ons kan nie net dit aantrek en hoop dit gaan gebeur nie. En dis wat ek probeer sê. Ek wil nie dit moet net gebeur nie. Ek moet gaan kyk, waar faal ek, as ek nie geregtig staan voor God nie. Waar ek miskien die verkeerde taal gebruik, waar ek miskien iemand oordeel, waar ek nie aanvaarbaar vir God is nie, waar ek miskien my buurman se donkie begeer, of vandag miskien sy SUV, ek weet, sy bakkie, of iemand baie keer net 'n karretjie. Maar dit is die ding, as ons besef ons struikel, want dit is wat dit is. Daai klein dingetjie waar ek net sê, Jesus, weet jy wat? Liefie, het jy gesien? Jones is dit alweer 'n nuwe sirkel stel. Ek gaan hoor kyk vir op so 'n. Moenie begeer wat die Joneses het nie, of jou buurvrou nie. Wees tevrede met wat jy het. Dan moet jy sê, Here, sorry, ek het alweer begeer, ek sukkel met daai ding, help my. Verlos my daarvan. En dit is die ding waarmee ons struikel. Dit is die ding, wat ons vat nie die wapenrusting ernstig op in sy toepassing daarvan nie. En as ons dit dan begin doen, dan gaan ons begin oorwinning bereik oor die goed in ons lewe wat ons jaag. Kom ons kyk na die borshartnas van geregtigheid. Die borshartnas het die persoon se hart beskerm. Hy het nie dat hy self-righteous kan wees nie, maar hy moet in God se geregtigheid staan. Hy moet aanvaarbaar wees voor God in sy wel en sy wee elke dag. Ons kan maklik sê, weet wat, ek is heel aanvaarbaar vir myself, baie dankie. Maar as jy aanvaarbaar vir God, en vat jy dit wat jy op 'n daaglikse basis doen, en dink, en optree. Evalueer jy dit ooit en sê, is dit wat Jesus, is dit aanvaarbaar vir hom vandag om optrede? En as jy voel jy het vandag vir iemand gesny, moet jy gaan sê, dit was nie reg nie. Gaan na die persoon toe sê, nee wat, ek wil vergifnis hoor. Ek wil sê, ek het nie reg oor die opgetree nie. Dis nie hoe 'n Christen moet wees nie, ek is jammer. Miskien die dag as jy voor iemand ingery het en iemand voor jou ingery het en jy voel verduidelik dat jy kan nie mooi praat nie, te verduidelik met vingertaal wat kan jy nou van hom dink. Vra vir die Here om vergifnis. Vra vir hom om jou hart te verander. Vra vir hom om daai bitterheid en daai woede waarmee jy sukkel aan te spreek. Jy sien, die vyand gaan ons altyd beskuldig. Die Heilige Gees gaan ons oorleed. Ons was verkeerd. Ons moet weet, as die Heilige Gees in ons harte praat, en sê, weet wat, jy het nou regtig nie reg gedoen. Wees mans genoeg, vrou genoeg. Sê vir 'n persoon, ek is jammer. Al was jy die bestuurder, al is jy die eienaar van die besigheid, al is jy net die cleaner, maar as jy met iemand verkeerd was, sê vir hom, ek is jammer. Dis net as voorbeeld, as baie. En dit is waar, jy kan dit nie aantrek, jy kan dit word, dit kan deel van jou word, dan hoef jy dit nie elke dag aan te trek nie, want dit is die hele tyd jy. Maar as jy sien, jy struikel daarmee, hernie dit. Die gordel van die waarheid, so 'n bietjie anders te noem. Dit is die beskerming teen die leuns wat die vyand ons voorkom. En daar's baie. Daar's baie. Vandag is dit nie van 'n politieke party af nie, is dit nie van ons regering af is nie, is dit nie van vriende af is nie, is dit nie van amper familie af is nie, is dit nie van besigheidsvennote af is nie, is dit nie sommer van 'n gewone ou in die straat aan is nie, of jou man of jou vrou, in baie gevalle. Maar daar's altyd iemand wat jou leuns vertel. Want jy
moenie dit alleen vertel. Dis waarvoor die gordel jou beskerm, dat jy nie dit alleen kan vertel nie. Dat jy kan onderskei wat is 'n leuen in jou lewe wat die vyand jou vertel. Jy's nie goed genoeg nie. Jy gaan dit nooit maak nie. Weet jy wat? My maat. Nee, ek weet nie of jy vir jou kan lees nie. En ons glo dit. Ons glo dit. En is die hartseer saak van dit. Dit is so hartseer. Want ons glo hierdie goed. En dan kan ons nie die oorwinning behaal nie. En dan struikel ons. Dan sê ons, ag weet wat, ek moet tog net hierdie God. Ek is nie goed genoeg vir die Here nie. Of iemand vertaal 'n Bybelvers verkeerd vir jou. Dan voel jy weet wat, ek in 'n geval nie hom toe nie, so ek kan net so aangaan. Dis wat ons moet leer elke dag, want ons moet die waarheid ken. Ons moet die waarheid ken en kan erken tussen wat is reg en wat is verkeerd. Ons het al gepraat oor ons identiteit in Christus. So ek moet weet wat is my identiteit in Christus, dan gaan alleen nie impak op my lewe hê nie. As ek weet God is lief vir my, Jesus het aan die kruis gesterf vir my, ek het die oorwinning gekry. Al is ek nie perfek nie. Jesaja 1 vers 18, kom ons maak hierdie saak uit. Al was jy rooi soos karaker. Jesus God nooi jou uit om te kom sê, kom ons sorteer gou hierdie foutjie van jou uit. Jy kan hom toe gaan. Hy's nie 'n boogeyman nie. Ons lees in Johannes 8 vers 44 dat die duiwel is die vader van die leuns. Die wapenrusting word deur die gordel van die waarheid in mekaar gaan. Dit beskerm jou hart. Want as jy daai gordel afhaal van jou hele, dis jou hele boostuk waar jou borswapen is los. Ons moet die waarheid ken en ons moet die beloftes ken. Ons moet weet dat God het 'n belofte gemaak en hy gaan nie teruggaan op 'n belofte. Dis skoene van die bereidwilligheid om die evangelie van die vrede te verkondig. Dit gee vir ons standvastigheid. Dit beskerm ons teen beskuldigings. Want ons staan vas op God se woord. Ons staan vas in God se goeie nuus. Ons staan vas op sy beloftes. 'n Soldaat, as jy kyk na 'n soldaat se skoene, dis altyd wat ons gesê het, jy het combat boots aan. Met ander woorde, goed, het sulke grove, dis Michelin tyres wat op die sole was. Jy kon nie gly nie. Hoekom? Want 'n soldaat wat gly, val. 'n Soldaat wat gly, val en hy sterf. Die evangelie vir ons gee vir ons vaste grond, amper as ek dit so kan sê, onder ons voete. Hy gee vir ons 'n Michelin wat ons kan vas laat gaan daar waar dit slippery is. Daar waar dit is, miskien waar ons onseker is op hierdie modderpad wat ons nie weet watter kant toe nie. Maar hy trap vas, want ons weet ons kan verseker staan op God se woord. Ons kan verseker staan op sy beloftes. Skild van geloof. Julle, as God nie, as ons nie geloof in God het nie, gaan ons dit nie maak nie. God werk as daar geloof is. God hou ons in die lewe as daar geloof is. Maar as gesê, ek gee sommer moed op, ek sit op moed verlore se vlakte, dan kan jy sien, hierdie persoon is in sak en as. Daar's nie meer hoop nie. Maar as ons die hoop in God behou, in Jesus, in die Heilige Gees, maak nie saak wat die vyand ons toe gooi nie. Kan ons die waarheid gaan soek, dit gee vir ons hoop, en ons bly staande. Ons gly nie.
So die geloof is ongelooflik belangrik. Want jy sien, daar is soveel goed wat ons kan toegooi by die vyand gebruik. Kyk, hy het ook net 'n sekere hoeveelheid goed in sy arsenaal, sekere hoeveelheid pyle. Maar hy kom in verskillende vorme, is dieselfde ding, maar ek gee hom net dit aan 'n flavor. En ons moet leer om dit te onderskei. Dis hoekom ons die gees van onderskeiding soek. Onder andere twyfel, vrees, ontmoediging, beskuldigings. Ag, mens kan dit lyste vol noem wat in ons lewe elke dag kom. Die helm van verlossing. Dit beskerm ons verstand, dit beskerm ons gedagtes. Ons moet elke dag ons gedagtes beskerm, ons moet paraat wees, ons moet vigilant wees, soos die Engelsman sê. Of Engelse gesegde, laat ons weet, hierdie is nie van God af nie. Hierdie gedagte, wat ek nou het om te sê, hier wat ek klop, waar ou swaard, weet ons, daai aggressie kom nie van God af nie. Daar ons van die taxi bestuurder wat so vriendelik voor ons indraai, weet ons amper van die pad af draai, dan praat ons in vreemde tale wat nie engele tale is nie. Vertel ons vir mooi waar moet hy gaan parkeer. Dis verkeerd. Ons gedagtes, as ons verbitterd vir die res van die dag. Dit is goed wat ons elke dag, ons kan dit nie aantrek nie. Ons moet bewus wees daarvan en vir God vra, help ons om dit toe te pas. Want hoekom? Ons moet vasstaan in alles. Ons moet ons identiteit in Christus beskerm. En dit word deur wapenrusting gedoen. Ons beskerm onsself. Julle, elke dag van ons lewe gaan ons deur 'n stryd. Elke dag van ons lewe is dit goed wat ons mee moet deel, want dit raak al hoe meer en meer en meer. Al hoe meer kom daar nuwe metodes om ons te toets. Nuwe leuns, subtiel. Iemand het eendag vir my geleer, een van my ou mentors, en ek hou daarvan om dit te gebruik, want dit is so wonderlik. Daar is geen groter leuen as 'n leuen met 'n klein bietjie waarheid in nie. En hulle vertel vir ons leuns met 'n klein bietjie waarheid, hulle draai vir ons the pulling the wool over our eyes. Op so 'n subtiele manier ons glo dit. Elke dag drink ons 'n bietjie gif. Ons word elke dag 'n bietjie vergiftig deur 'n klein leentjie. Ag, leentjie is mos nou nie so ernstig, jy 'n wit leentjie, wat kan dit nou skade doen? As jy jouself begin lieg en jy glo dit, het ons 'n probleem. En dis wat ons begin doen. Ag, is alright om daai potlood te vat by die werk, of die, of daai, wat ook al. En dis die gevaar wat ons elke dag loop. Ons raak so gedesensitized oor dit wat ons kyk, en dit wat ons beleef, en dit wat ons sê, en. So, ek wil regtig vandag 'n beroep doen, dat ons nie net 'n wapenrusting aantrek, maar 'n wapenrusting moet deel van ons lewe word. Dit moet so deel van ons lewe word. Ons moet leef in geregtigheid. Ons moet leef en soek na die waarheid. Ons moet elke dag bereid wees om die evangelie te verkondig, om dit te staan, om te sê, weet jy wat? Gaan uit en maak disippels van elke nasie. Elke dag moet ons iewers die woord kan verkondig. Ons moet elke dag ons gedagtes beskerm teen dit wat ons dink of doen. Ons moet elke dag in geloof loop. Ons moet elke dag weet dat God bestaan. Jesus het aan die kruis gesterf. En dit is goed om dit te sê, leef dit. Make it your own.
Daai moet amper wees soos hierdie suits wat die superheroes aantrek wat hulle beskerm. Hy moet deel van die word, hy moet jou omvorm. Ek hoop ek verduidelik dit in 'n sin waar mense verstaan die boodskap wat ek wil bring, dat dit deel van ons as Christen moet wees. Dis nie net 'n paar goedjies wat ons aantrek nie. It must be us. Die Here het vir ons baie wapens gegee, het vir ons beskerming gegee. Maar die leer ook nou vir my, hoe om dit nie net maak asof dit net iets is wat ek elke dag kan aantrek en uittrek soos ek doen op 'n keer nie. Maar dit, Here, so absoluut deel sal wees van ons lewe. Laat ons net besef, dis iets wat ons moet wees, dis deel van ons identiteit, is die ware Christus. Dis ons identiteit. Dis deel van die manier waaronder ons loop in die oorlogvoering. Want onder u manier is ons beskerm as ons die wapenrusting elke dag deel van ons lewe maak. Ons volgende week ek die wapens gaan begin behandel. Vader, help ons om dit te gebruik, om staande te bly in die vyand se ryk. Help ons in hierdie week, moet te bewaar ons, lei ons. Heilige Gees, wees die naasprediker van hierdie preek, Vader, en openbaar het vir ons dat die mense daarby te bereik. In Jesus naam. Amen. Stop. Stop, ja. Welcome to J.